Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, die sterre en die planete. Van hom is ons krag tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vanmôre die skriflesing doen ons uit Psalm 73 en ek gaan so deur die loop van die diens stuk lees. So ek gaan nie eens die hele Psalm die hele tyd lees nie, maar alles gaan op die bord wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die God is van wie ons kan sing, dat ons 'n tyding het wat van jare terug af oor die eeue heen, oor die mensdom uitgewasyn is dat Jesus die koning is. En Here, dit is vir ons onbegryplik om te dink hoe verskriklik groot U moet wees. U het die sterre en die planete, die heelal gemaak. En tog sorg jy vandag nog dat op ons planeet aarde daar soveel verskille is van mense, maar ook verskille van seisoene, partykeer sonskyn, partykeer droogte en partykeer wind. En deur dit alles en agter dit alles is U die groot God vir wie ons staan. Ons is klein. Ons kan eintlik nie eens verwag, naaste verwag om voor U te staan nie. Maar U het ons gemaak en U het vir ons gesê ons is U kinders. En uit daardie verhouding staan ons vanmôre weer met die Bybel voor ons. Leer elkeen van ons iets om nader aan Jesus te kom. Amen. Die tema is lyding en onreg maak jou of bitter of beter. Die Psalm begin met 'n ding wat in die Engelse kerk gebeur. Nou ek het nou gehoop ons gaan dalk 'n bietjie meer mense, so julle moet dan julle stemme net bietjie gebruik. In die Engelse kerk sê die predikant, God is good. En dan sê die gemeente, all the time. Dan sê die predikant, all the time. Dan sê die gemeente, God is good. Kom ons doen dit net eens dan. God is good all the time. All the time, God is good. Nou, dit is waar ek graag met julle wil hierdie afskop en dit moet julle in julle kop onthou, ons kom weer teen die einde daarna. Asaf was een van die tempelsangers en hy het geskryf, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor. Die een vertaling sê, my voete het byna uitgegly. Ekskuus, ek kon net hier terug gaan op hierdie ding. Ek het my voete het byna uitgegly, want ek het die hooghartige goddelose met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorges soos die ander mense nie. Hulle het nie teëspoed soos die ander mense nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enige iets aan. Ons kan enige ding doen. Smaal en stook hulle kwaad. Hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dis hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed by onskuld verklaar het, het dis nie gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my nuwe teëslae gebring, nuwe smart. Soms, as ek na hierdie wêreld kyk, is die lewe bitter. Klink dit nie vir julle ook soos 'n nuusuitsending? Ons kyk nou op TV so 401, 402, 403, die Suid-Afrikaanse nuuse. Dan is dit, die hoofnuuse is daar's 'n nuwe politikus gevang vir korrupsie. Hierdie ou is in die hof, se saak is uitgestel, word altyd uitgestel tot 'n volgende geleentheid. Hier, daar was 'n moord in KwaZulu-Natal of in die Oos-Kaap.
soveel motorongelukke. Dit is gaar om dit te sien. Jy weet, as jy nou, daar staan, God is vir Israel baie goed vir die wat rein van hart is, tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, my voete het byna uitgeglei, want die hooghartige goddelose met afguns beheer. As jy nou hierdie prentjie sien, ek het nou nie eers nog Pala hier bygesit nie, nee. Dit is nou hierdie weer. Het julle al gesien wat? Hulle ry nie fietsen nie, of 4x4 donkies nie. Hulle het geld vir B&B en KFC, maar hulle het nie geld om bottels reg te maak. Ek is negatief nou, want is dit nie soos wat baie keer beleef nie, en jy sien hoe hulle die onreg geld. By elkeen van die tenders omtrent, as daar 'n tender uitgegee word, hoor die ouens, hier is 'n kans om geld te skep. Partykeer voel 'n mens, jy wil jou hand so voor jou mond sit en dink, wat gaan van ons wêreld word? Ek weet nie, die Here se wiele draai stadig. Ek dink aan ons eie land. Daar lê vir ons baie goed voor in die volgende tyd wat 'n mens kan verbaas. Ons het hierdie Zondo-kommissie gehad. Ons het die Matlanga-kommissie gehad. Ons land is krikkel weens korrupsie in die besighede, in die polisie en die owerhede. Daar was 'n tyd wat in 9/11, weet julle, toe daai vliegtuie in Amerika teen Twin Towers was gevlieg het. Toe was die ongelowige mense het toe gesê, nou waar was God toe dit gebeur het? Billy Graham, die groot evangelis, het 2 dogters, Ruth, die oudste ene, sy is nie so sterk aan die geloof nie. Die jonger ene het 'n predikant geword en 'n baie skerp brein. Toe vra hulle vir haar, waar was God toe al hierdie dinge gebeur het? Dus dit is maklik. Julle het gesê, julle wil God nie in die skepping hê. Jy moet vir mense die Big Bang leer, of jy moet vir hulle die evolusie leer. Julle wil nie God in die skepping hê. Julle wil nie God in die skole hê nie. Weet jy mag nie die Onse Vader eers meer bid in die skole in Amerika nie. Party van hulle kom voor die tyd by die vlagpaal by mekaar en bid daar. Julle wil God nie in die skole hê nie, julle wil God nie as 'n sensor hê in die flieks en in die boeke nie. Julle wil God nie hê as julle saam bly en oorspel pleeg nie. En toe dit gebeur het hy besluit, nou goed, dan sal hy wegbly. Dis nie noodwendig die regte antwoord nie, maar dit laat 'n mens minstens dink. Daar staan in die laaste vers van Rigters. In daardie tyd was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. En dis naar om te besef, dis baie keer hoe dit ook in ons wêreld gaan. Wat is die regter se oordeel? Jesus kom en hy sê van hierdie skrifgeleerdes en die fariseërs, eigelaars, julle is soos wit geverfde grafte. Ek is bly ek hoef dit nie vir die gemeente te sê nie. Julle is soos wit geverfde grafte wat van buite mooi lyk, maar binne is dit vol doodsbene en allerhande onsuiverheid. So is julle ook, van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huichelarij en minagting van die wet. Dit is maklik om die skuld altyd op iemand anders te plaas, maar partykeer is dit nodig om na my eie lewe te kyk, of daar nie dalk 'n stuk onsuiverheid in is. Weet, partykeer as mense nou hartseer het, dan sê iemand vir hulle, toe maar elke donker wolk het 'n silwer reintjie. Weet jy, ek het 'n kollega van my, wat vir my vertel het van die tyd toe hy in verskriklike diep depressie gewees het, dat hy by daai twyfelpunt omtrent uitgekom het. Dit was net donker wolk, daar was nie 'n goue reintjie nie. Jy moet liewer sê, agter elke donker wolk
bly die God van genade skyn. Dit is so wonderlik om dit te weet. Nou sê die psalmdigter, ek het in sy heiligdom ingegaan en daaroor nagedink. Maar as ek so oor ander praat, sou ek die verloon wat aan u behoort, en daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. Dit was vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en besef wat die uiteinde van die goddelose is. Waarheen loop die wêreld af? U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde en tref 'n verskriklike einde. Ek het al gedink, weet julle, as hulle net een groot genoeg gevangenis het, dan kan die gevangenis maklik uit die parlement die hulle eie kabinet kies, want hulle is klaar. Alles het goed gegaan, tot ek in die heiligdom van God ingegaan. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle as jy ingryp. Toe ek verbitter was en onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Tog was u nog altyd by my, was ek nog altyd by u. Want u vat my aan die hand, u lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u. Ek wil net 'n oomblik daar pauze. Weet jy dat baie keer as mense by 'n begrafnis is, help dit nie vir jou sê, wie van julle het pas 'n gebeur gekry, of het julle iets geërf? Kan nie daaroor nie. Daar's niks in die hemel of op aarde wat vir my meer beteken as u. Al is ek afgetakel in my liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Vir die wat ver van u af is, gaan verlore, maar u vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. God is good all the time. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van u werke bly vertel. Dit beteken nie nou maar net, ek gaan nou maar net 'n nuwe blaadjie omslaan. Die meeste by wie ek dit gesien het, is alkoholiste. Julle het dit al gehoor. Sê, o nee, ek gaan nou. Kan vir jou help na inligting? Nee, ek is sterk, ek gaan nou 'n nuwe blaadjie omslaan. Dis tyd vir 'n totaal nuwe toewy. Dis 'n u-draai. Paulus sê in Romeine 12, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot liefde, groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Ook ons 15 wat vandag in die kerk is, moet elke keer maar net weer 'n nuwe toewyding doen. Dit is soos 'n ketel, as hy kan hoe blind wees, hy kan van wat 'n goeie maak wees. As hy nie ingeprop is, beteken hy niks. Elke Sondag is ook maar weer 'n geleentheid, wat 'n mens net weer kan seker maak, Here, is ek ingeprop. En weet julle, as jy ingeprop is, dan lyk die wêreld rondom jou nie bitter nie, dan lyk die wêreld beter. Sulke Christene is vuurwarm vir die werk van Here. Dis hoekom julle hier is vanmôre. Julle het gekom omdat dit uit julle harte uitkom. En dit verander die hele siening van hoe jy na die wêreld rondom jou kyk. Dit verander die manier waarop jy na die nuusuitsendings gaan luister vanaand. Dis interessant, in die Engelse katekismus, die Westminster Larger Catechism, is die eerste vraag, what is the chief and highest end of man? En die antwoord is, man's chief and highest end is to glorify God and fully to enjoy Him forever. Sien julle daai twee ouens wat deur dieselfde venster kyk, wat sien hulle? To look out through prison bars, the one so
die other stars. Dit hang af van hoe ek na die lewe kyk. Dat ek net vir daai mamma sê, jy hoef nie jou kind stil te maak nie. Dis soos huisgodsdienst hierdie, hulle pla my en niks, ons lieflike kinders, hoor, julle twee. Ek is bly julle is hier so by ons in die moederskamer. Dit hang met watter lense 'n mens kyk, met menslike redenasie of met goddelike openbaring. 'n Mens sou 'n diagrammetjie daaroor kan maak, voordat jy besef het hoe groot die Here is, dan kyk jy na al die goed wat hier rondom jou gebeur en jy klaar. Na die tyd, kyk jy boontoe en jy loof die Here. Jy is bitter, jy word beter. Wat is God se rol? Is hy afwesig soos by die Twin Towers? Nee, die Here is by my. Die gevolgtrek is, geloof is nie te vergeefs nie, geloof is my erfenis. Na 'n hartseer ervaring het hulle vir Robert Moffat, hy was 'n sending wat saam met David Livingstone gekom het. Daar is nog sy nageslagse museum, dit is by Griquastad daar in die Noordwes-Kaap. En toe het hy gesê, my album is die heidenhart, waar die drifte woed en die duisternis oorheers, daar waar 'n straal van lig nooit skyn nie, na wêrelde wat mooi en goed en helder is, te wys in die naam van die Here Jesus Christus daar, te skryf in diepste vreugde. Ons kan sê, toe ek na die donker kyk, die onreg kyk, civilization is a disease produced by the practice of building societies with rotten material. Hulle nou die aand vir professor Theo Venter van Noordwes gevra, maar moet hulle nie net ander ouens kry om in die kabinet te wees, te sê, weet jy, die party is van bo tot onderreg deur vrot, ons sal met 'n heeltemal 'n nuwe stelsel, heeltemal nuwe regering kry. Dis een ding om soos Pilatus jou hande te was en sê, nee, maar ek het nie aan hierdie goed deel nie. En die ander is om in jou eie kring met 'n rein hart te leef. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glas, jy in jou klein hoekie en ek in myne. Hy sê hier, u vat my aan die hand. Sien julle twee dogtertjies, hoekom ek vir julle, kom bly is julle is in die kerk, om papa en mamma vir julle met hulle hande hiernatoe gebring het, so op die moedersdag. U lei my met die raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Het jy al gehoor, as kinders in die nag sê, ek is bang, sê, nee, ons is hier naby, nee, ek soek nou iemand met 'n bietjie vleis aan, kom sit net 'n bietjie by my. Dan sit jy by hulle, niks het verander nie, maar jy is daar. En dit is wat gebeur. Maar daar is nou 'n ander ding wat gebeur vir ons. Weet jy, daar is selfe klein dogtertjie. Die Here vat vir ons ook in ons ouderdom, as ons swak is. En dan sal hy ons in ere opneem. Daar's niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. As ons na die kruissituasie kyk, of na die onreg kyk, my God, waarom het u my verlaat? Tot ek verstaan, die Vader is by my, Vader in u hande, gee ek my gees oor. En die Psalm eindig, God is good, all the time, amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie sterk getuienis van jare gelede, eeue gelede, wat weer vanmôre weer klink in hierdie kerkgebou, of ons baie en of ons min is. Here, ons is lief vir u. Dra u vir ons in u genade. En ek wil besonder bid vir die gemeente wat aan die voorhand is van heeltemal 'n nuwe era, met 'n nuwe predikant wat by hulle kom aansluit, sê nie vir Dominee Heinz en sy gesin. Dra u vir hulle en laat daar 'n goeie samewerking tussen hulle en die gemeente wees, en laat hierdie week wat voor lê, al is dit koud vir hulle,
'n jubelweek wees. Bid ook vir meneer Wenting, die orgelis, seën U vir hom ook, en maak U ook vir hom gou gesond, dat hy weer kan doen dit wat hy graag wil doen, naamlik om die lof van Jesus op die orgel uit te speel. Dankie Here dat ons weet, U is ook hierdie week met ons. Draai vir ons elke dag in die klein dingetjies wat ons doen. In Jesus se naam. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die bystand van die Heilige Gees bly met elkeen van julle.